Ja, ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom vandag na U in die naam van Jesus Christus. Ja, Here, ons kom dankie vir die wonderlike geleentheid, Here, wat U ons geskenk het, om vanaand so 'n bietjie oor hemelvaart te kan kom gesels, Here. Here, dankie vir die voorreg, Here, dat ons deel kan wees van U gesin, deel kan wees van U familie, Here. Here, en dankie ook, Here, dat ons ook so hierdie tyd kan gebruik, om ook te vier en te herdenk, Here, dat U opgestaan het, Here, en naar die hemel gegaan het om te gaan sit aan die regterhand van God. Here, ons dank U in die naam van Christus Jesus. Amen. Goeienaand. Goeienaand gemeente, ek hoop het gaan goed met een en elkeen van julle. Baie welkom ook nou by hierdie digitale hemelvaart. Ek glo en vertrou dat ons vanaand en ook volgende week met Pinkster 'n baie geseënde tyd sal hê. Pieter, dit gaan oor hemelvaart en dis belangrik dat ons sal weet hemelvaart en die Pinkster in die NG Kerk is amper die begin en die einde van een geleentheid, die sogenaamde Pinkster bidure. En ek het gedink, dit sal goed wees as ons vanaand 'n bietjie gaan lees uit die Bybel, waar kom dit vandaan, maar ook 'n bietjie die geskiedenis van Pinkster, want Pinkster is 'n besonderse iets wat die NG Kerk het. So ek het gewonder, sal jy vir ons lees in Handelinge 1, die hemelvaart van Jesus en dan die gebeure daarna, Handelinge 1 van vers 6 tot 14. Toe hulle by mekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en die spesifieke geleenthede te ken, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En so moet julle my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolkedom uit hulle gesigveld weggeneem. Terwyl hulle, soos hy weggaan, stip na die hemele bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan. Daarna het hulle na die berg, wat as die Olyfberg bekend staan, en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, die seun van Jakobus. Hulle almal het eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Ek het groot geword en ons het 3 keer 'n jaar dat ons gebedsweke gehad. Die eerste is die week van gebed, dis hier in Januarie. Dan het ons Pinkster gehad en dan het hier die synode van die Kaap, ons was toen nog een synode, as ek het reg onthou, ek is nog op skool, maar hulle dan evangeliste gestuur vir die evangelisasieweek. En tydens een van hierdie evangelisasieweke, ek dink ek was hier staan op 5-6 se kant, het ek regtig waar, ek het ons nog Christelik groot geword, maar iewers moet jy mos 'n keuse vir die Here maak, al het jy Christelik groot geword. En daar het my eerste wat ek van kan onthou, 'n doelbewuste keuse vir die Here gekom. So hierdie gebedsweke is vir my verskriklik belangrik. So gebeur dit dat ek nou studeer, ek doen my basis vir diensplig en ek gaan grens toe. En nou is ons op die grens en nou is dit die eerste Pinkster en ek kondig vir die mense af, ons gaan nou hemelvaart en Pinkster doen. En hulle vra my, wat is dit? Ek sê hemelvaart en Pinkster, almal weet mos wat dit is. Nou jy moet weet, waar ek groot geword het, was dit nou die NG Kerk en ons het 'n klomp Katolieke gehad. 'n paar wederdopers, Engelse, wat nie geweet het in watter kerk hulle is en natuurlik een dopper. So almal het geweet van Pinkster. En hier kom ek en ek doen diensplig en niemand weet wat Pinkster is nie. Nou is ek daar op Napara, daar teen Angola, daar aan die kant Rundu. So ek het nou nie biblioteek of iets nie, en toe ek nou terugkom het ek bietjie probeer oplees waar kom Pinkster vandaan. En regtig, ek wil nou sê, daai ervaring wat ek as kind gehad het van
die week van gebed het met Pinkster net ongelooflik verdiep. Ek het toe nou uitgevind waaroor dit gaan. Dit was in 1861 in die Parel. Die Pinksterbid hier in Suid-Afrika het 'n geskiedenis gehad. 9 Mei 1861. Dit was 'n tyd toe die mense gepraat het van daar is baie laksheid in die kerk, dis asof daar 'n doodsheid was. En daar was nou sprake van revival oor see. En wat er nou gebeur het is, die dominee van der Linge, van die Grasstad Kerk in die Parel, het toe besluit, hy gaan, soos die disippels, van Hemelvaart tot Pinkster, gaan hy nou 'n reeks bidure hou. Nou goed, nou gaan ek die storie hier onderbreek, om nou net te kyk na die teks wat ons gelees het. Dit was 40 dae nadat Jesus opgestaan het. Nou is hulle daar saam, Jesus en die disippels by die Olyfberg, en die disippels vra vir Jesus, goed, vertel ons nou 'n bietjie meer, gee ons 'n tydlyn. Ons het nie verstaan van die kruisiging nie, ons het nie verstaan van die opstanding nie. So help ons om nou te verstaan, gaan U nou die koninkryk van God oprig. En in plaas van 'n tydlyn, gee Jesus vir hulle 'n belofte. Dis die belofte wat ons gelees het. Jesus het gesê, die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal my getuies wees. Judea, Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. En daar vaar Jesus op hemel toe. Jesus se tydlyn was nou nie wat hulle gedink het nie. En toe is hulle verward, maar wat hulle toe gedoen het is, hulle het teruggegaan Jerusalem toe en hulle het gewag. Vir 10 dae het hulle gewag en ons lees in hierdie gedeelte in Handelinge, hoe dat hulle gewag het, wie almal daar by mekaar was, en belangrik, hulle het gewag en gebid. En 10 dae later, Pinksterdag, is die Heilige Gees uitgestort. So die belangrike hier is vir my, ek dink ons maak so baie planne in die kerk, dat hier die begin van die kerk, die geboorte van die kerk, was dat hulle gewag het. Ek dink ons moet meer maak van wag en dalk minder van plan. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie. Want ek dink ook in ons konteks, op sekere dinge moet jy opwag. Jy kan bid en jy kan wag daarop. Maar ek dink tog in ander kere kan ons nie net stil sit en dink dinge gaan uit die lug uit net vir ons val en gebeur. So ek kan nou maar sê, as ons nou kom sê nou maar voorbereiding doen of beplanning doen rondom die kinderkerk en rondom die toekoms van die kinderkerk. Jy weet watse modules wil ons ontwikkel, wat wil ons in onderrig gee vir die kinders. Daarby kom saam gebed en wag, maar die Here gee vir ons tog ook die verantwoordelikheid om op te tree. En daai optree bedoel ek nou in daai konteks van, kom ons noem dit nou maar kinderkerk, beteken dit, weet jy wat, ons moet opstaan, ons moet nou 'n klomp verskeidenheid boeke gaan lees en ons moet besluit, weet jy wat, hierdie is die materiaal wat ons vir ons kinders wil leer gee. So ek dink daar's maar tog, somtyds ja, ons gaan bid en ons gaan wag, maar dan kom daar ook 'n punt wat ons gaan moet opstaan en ons noue oproep. Jy sien, ek sit moeilik, so, as ek 'n idee kry, klim ek in, as ek nou goed gewerk het, en sien die ding vlot, dan dink ek, ek moet 'n bietjie bid ook daaroor. So, ek dink dis hoekom hierdie tot my spreek is, om regtig te sê, weet jy, voordat jy inklim, ek dink jy is heeltemal reg as beplan, maar voordat jy inklim, raak rustig, gebed, dis wat die mooi hiervan. Hulle het nie geweet wat om te doen en hulle begin om te bid, en ek dink, ons probeer ook iets daarvan, as ons iets beplan dan, in ons beplanning sê ons, maar kom ons bid daaroor, ons gee geleentheid vir die kerk en die kerkraad, ons bid daaroor en ons kyk hoe die Here vir ons lei. En ja, so ek dink dit is baie belangrik, ons leef in 'n tyd wat ons moet beplan. Kyk, die kerk is kerk, maar is ook tot 'n mate 'n besigheid, so mense moet ook jou finansiële beplanning en goed doen. Maar ja, wat toe nou gebeur het, ek dink dit is belangrik dat 'n mens daarop let, hulle het gewag vir herlewing. Herlewing was die baswoord oor die hele wêreld. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in Suid-Afrika. En toe het dominee van der Linge besluit, hulle gaan in navolging van die disippels
tussen Hemelvaart en Pinksterdag, gaan hulle 'n bidstonde hou. Hulle het seker nog so Laag-Hollands of die Hoog-Hollandse Bybel gelees en Laag-Hollands gepraat. Toe het hulle nou 'n gebedstonde gehou van die 9de Mei tot die 19de Mei 1861. En nou, as jy nou die storie lees, dit lees soos jy weet allemaal amper wat sê 'n Marvel comic, jy weet hoe die mense klein begin, maar groter, later nie plek vir almal nie. En dan, nou ek hou mos nou van fantasy stories, en dit is amper vir my soos 'n wonderlike, amper Johannes se Openbaring. Die getuienis wat die dominee gegee het, die Sondag, Pinksterdag. Hy vertel toe dat hy 'n visioen gesien het. As ek reg onthou, was dit in die kerk dat hy hierdie visioen gesien van sneeuvlokkies wat nie afgeval het nie, maar het opgeval. Sneeuvlokkies wat opgevaar het na die hemel toe. Maar daar was weerligstrale wat geslaan het en die sneeuvlokkies gekeer het. En toe kom daar 'n kryger met bloedbevlekte klere aan. En hy veg teen die weerligstrale. En die sneeuvlokkies styg toe op na die hemel toe. Hoe hy dit geïnterpreteer het, en klink vir my baie mooi. Die sneeuvlokkies is die gebede van die gelowiges. En ons gebede kom nie by die Here uit nie, daar's goed wat dit keer. Ek weet nie of hy 'n interpretasie gegee het van wat dit is nie, maar ons kan self dink wat dit is wat dit keer, of dit bose magte was en of dit ons eie sonde is of wat ook al. Maar daar was goed wat gekeer het dat die gebede van die gelowiges nie by die Here in die hemel kom. En toe kom daar die kryger met die bebloede klere en logies het hy gesê dit moet Jesus wees. En hy het geveg teen die hindernis sodat die gebede van die gelowiges God in die hemel kan bereik. Dis vir my een van die aangrypendste stories in die kerk se geskiedenis, wil ek amper sê, veral die NG Kerk se geskiedenis. Dit was 'n belewenis, hy het dit uit die aard van die saak gedeel met die mense, en dan lees jy hoe dat in die volgende jare het die buurgemeentes ook begin om dit te doen. En dit is letterlik die begin van die Pinkster bidure in die NG Kerk. Dit het nou vir my gehelp om te verstaan hoekom van die mense van die ander kerke, Afrikaanse kerke, van die sisterskerke, maar hulle ken nie hierdie storie nie, want dit is 'n ding wat tipies in die NG Kerk is dit na die ander kerke toe ook versprei, maar dit het begin in die Grasstadkerk in die Parel. En dis hoekom Pinkster vir my 'n ongelooflike geleentheid is, want my eie belewenis as kind met 'n evangelisasie weer en hierdie storie van Pinkster maak my regtig dat ek meer van Pinkster hou as net van die sop en die broodjies. Ja. Sê my Dominikos, en die as mens sou terugkyk na 1861, wat was die toestand van die kerk gewees? Dis baie interessant. Ekskuus dat ek vir jou geskiedenisles wil gee, maar ek hou van die geskiedenis. Julle sal nou weet dat in 1806 het Brittanje die Kaap by die Hollanders oorgeneem. Die NG Kerk die Kaapse Kerk was deel van die Klasses van Amsterdam, die Ring van Amsterdam. So ons was heeltemal Hollands en nou skielik is ons onder Britse beheer. En Frankryk, as ek dit reg onthou, het Nederland beheer. So dis nou 'n groot gemors, hier is hierdie tyd van Napoleon en daarna. So die Hollandse predikante wou nie meer Suid-Afrika toe kom nie, en daar was 'n gesindheid van die Britte se kant af, Brittanje en die Britte aan die Kaap teen die Hollanders. Toe het Lord Charles Somerset besluit, hy gaan nou iets doen, want die plek is nie Engels genoeg nie, hierdie kolonie. Hy gaan 'n klomp Skotse predikante invoer, sodat die kerk Engels gaan word. Dit was letterlik om die kerk te verengels. Hoekom Skotland? Omdat die Presbyteriaanse kerk in Skotland baie sterk was. Ons was van die Nederlandse kerk, die Nederduits gereformeerde kerk, Calvinisties, hulle ook. En toe het hy 'n klomp Skotse predikante ingevoer. Die bekendste van hulle wat dit was so van 1822 tot 1840. Die bekendste is natuurlik Andrew Murray senior wat gekom het. Sy seentjie Andrew Murray is ek dink dit is 1828 of daar rond is hy gebore. En hy het seker een van die grootste leiers wat die NG Kerk nog gehad het op die been gebring. Sy moet nie sê hy kry ook. Ek dink ek het dit verkeerd gelees. Maar in elk geval, baie groot dinge wat hy in die kerk gedoen het. Hy was in Bloemfontein die predikant, daar waar ek gestudeer het en jy groot geword het.
Maar hy het letterlik, hy is van die min mense wat oor die hele wêreld gelees word. En ekskuus, ek praat nou 'n bietjie baie, maar jy ken my nou al so. Wat interessant was, die eg Calvinistiese kerke is baie dogmaties en baie, ek wil amper sê, verstandsingesteld, klinies, koud. Ons kan dalk, as jy lus is, 'n bietjie daaroor praat, maar in Skotland, in Europa, was daar 'n vreeslike revival beweging aan die gang, van Amerika afgekom. En die Skotse predikante was Presbyteriane, maar hulle was onder die invloed van hierdie revival. As jy nou vir my vra, hoekom hou ek van die NG Kerk? Ons het daardie gesonde, vaste, Calvinistiese leer, maar ons het iets van die piëteit. Piëteit is hierdie vroomheid. Baie mense hou nie van die woord piëteit nie, baie mense hou nie van die woord vroomheid nie. Ek is ongelooflik bly dat ek in 'n kerk is waar vroomheid belangrik is. Piëteit, dit het te doen met bid. Jy weet, dit gaan nie oor gebed is nie, maar net opening en afsluiting. Die gebed is regtig om te bid voor die Here, dan ook gebedsgeleenthede soos die Pinkster. Klem op sending, baie klem op persoonlike bekering. Niemand net jy is 'n verbondskind, jy gaan hemel toe nie. Nee, jy is 'n verbondskind, maar persoonlike bekering en dan 'n natuurlike herlewing. So, die Skotte het hierdie gees van herlewing saamgebring, nie net hulle nie, dit was hier in die kerk. Daar was 'n dominee van Lingen sê vir my, was nie 'n Skot nie. Maar daar was hierdie behoefte aan herlewing, want die kerk was dood. Almal het kerk toe gekom, almal het dinge gedoen, maar daar was nie lewe nie. Toe het hulle in daardie tyd, ek dink die eerste was in Wellington, het hulle 'n sendingkonferensie gehou. As ek reg het 1860, 'n sendingkonferensie waar 16 predikante gekom het. Hierdie idee van konferensies, nee, ek sê nou sendingkonferensie, herlewingskonferensie, of toe maar net 'n konferensie gehou. En hulle het ook in Graflyn net konferensies gehou, met ander woorde, hulle het saam gepraat, wat gaan ons doen vir herlewe? En toe hierdie Pinkstergeleentheid in die Parel gebeur, het die mense iets beleef van Christus tree tussen beide en die gebede bereik God. En toe het soos 'n veldbrand het die revival wil ek amper sê in Suid-Afrika gekom. En wat interessant is, kort na hierdie geleentheid, het die Kaapse Sinode bevestig dat hierdie herlewing die werk van die Heilige Gees is. So dis nie maar net op gemeentevlak nie, dit het wyd uitgebring. En ja, hier sit ons vandag, ons het met praktiese omstandighede, ons kan nou nie by mekaar kom van Hemelvaart tot met Pinkster nie. Ons kan nie uitkom, ons moet dit digitaal doen, maar ons sit ook met daai tradisie van die disippels het gebid tussen Hemelvaart en Pinksterdag. Die Parel het gebid tussen Hemelvaart en Pinksterdag en baie dinge het gebeur. So, dis hoekom dit vir my 'n ongelooflike geleentheid is, dis hoekom dit vir my belangrik is. Baie keer kry jy sprekers vir Pinkster, vir my lê die klem op Pinkster op gebed. Ja, gaan ek dink ook so, as ons nou praat, kom jy woord revival of, wat is die goeie Afrikaanse woord? Die goeie Afrikaanse woord is revival. Ek lees dit in die boeke, ons het dan tot in Bloemfontein se boeke gelees van revival. Ja, soos 'n herlewing. Ja. Herlewing onder gemeentes, gemeenskappe. Jy weet, 'n hele groep mense wat besluit. Geloofsgemeenskap. Ja, geloofsgemeenskap basies wat tot bekering kom in die Here Jesus Christus en die Here ook opnuut weer aanneem en hulle geloof ook Weer opnuut 'n keuse maak. Dis baie belangrik, bekering, dis so ek glo, is nie 'n eenmalige ding nie, dis gereeld. Met ander woorde, weer tot bekering kom, weer jouself, weer 'n keuse vir die Here. Ja, en ek dink ook tog in vandag se tyd is so 'n tipe herlewing maar nog steeds nodig, nog steeds van toepassing en ons moet ook nog steeds bid vir herlewing. Jy weet, baie keer kan ons dalk koud raak. Jy weet, ons geloof kan dalk weer 'n bietjie koud raak. En ek dink dit is in hierdie tye wat ons maar regtig waar weer tot die voete van die Here kan kom en net onsself weer oorgee. En ja, ons geloof vernuwe. Ek wil nou vra, kan koud word of is ons nie maar baie keer redelik koud? Ja, nee, baie keer is ons koud. En dis hoekom dit vir my so wonderlik is, elke jaar het ons Pinkster. Pinkster is vir my, kyk na jouself, het ek nie koud geword in die jaar wat verby is. En kom op, maak absoluut
gebruik van hierdie geleentheid van gebed, van toewyding, van my weer aan die Here toewy, weer 'n besluit maak, weer tot bekering kom. En dis vir my nie mooi, daai herlewing was nie die dominee se ding. Ja. Dit was die Heilige Gees. Maar ja, ek dink dan wat jy net gesê het, mens moet beplan, mens moet doen. Hy het die geleentheid beplan en hulle het soos die disippels dit gedoen en daar het dinge gebeur. Ja. Ja, en ek dink ook dit is die fase of die seisoen waarbinne in ons onsself bevind, ook hier by NG Hartbeespoort. Jy weet dat ons kan besef, dit is ons om eintlik maar onsself te evalueer, om eerlik genoeg te wees voor die Here en ook te sê, Here, ek het dalk 'n bietjie koud geraak in my geloof. Ja. Here, vlam my weer op, maak my warm. En ek dink nou daaraan, ek meen, ons het nou vir die gemeente gevra, hoe wil ons Pinkster hou? In die aande, want dis 'n handjievol wat kom, want dit is regtig waar, die omstandighede is net dat mense wil nie hierdie plotpaaie in die aand ry nie. Wil julle in die aand, wil julle in die oggende mense werk, of gaan ons hierdie digitale ding probeer? Nou, ons probeer om, en ek dink dit is inderdaad om 'n herlewing, beplanning, sodat die Heilige Gees herlewing kan gee. En dis hoekom, ek het jy nou gepraat daaroor, maar ons wil, nou nie vir vanaand en dalk so baie nie, maar vanaand ook, maar in die geleenthede wat ons vir volgende week beplan, wil ons regtig graag dat mense dit as 'n gebedsgeleentheid sal sien. 'n bidstonde, stonde is 'n uur, en dan dat ons regtig maar 'n uur sal afstaan en die video kyk en dan regtig waar daarvan 'n gebedsgeleentheid maak. Dan sê ek dink ons moet dan ook vir vanaand, Pieter, ek dink ons gaan so reël, ek gevra dat jy vir ons 'n gebed doen, dan kan ons 'n lied saam sing en dan dat ons dan hierdie geleentheid sien as 'n geleentheid om werklik waar ook in gebed voor die Here neer te bring. Ja, kom ons sluit ook dan so saam oor. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, weer kom ons na U in die naam van Jesus Christus. Ja, Here, ons wil U dank, Here, dat U in die graf gebly het, Here, maar dat U opgestaan het in die graf, Here, en ook opgevaar het na die hemel. Here, en ons dank U ook, Here, dat U die Gees vir ons gegee het, Here, en die Gees op ons uitgestort het, Here, in oorvloed, sodat ons kan deel wees van die koninkryk, Here. Here, in hierdie tyd wat voor lê, wil ons ook om stil raak voor U en vir U vra, Here, dat die Gees vir ons sal wys in watter areas in ons geloofslewe het ons koud geraak, Here. Here, ons wil in hierdie tyd op ons knie voor U gaan, Here, en vra, Here, dat U ons weer sal optel, Here, dat U ons geloof sal warm maak en sommer net weer verkoop, Here. Here, wees met ons in hierdie tyd. Mag U herlewing ook so vasstel, hier so binne in ons gemeente, Here, en in ons konteks. Here, dankie vir die geleentheid dat ons soms so digitaal by U mekaar kan kom en ook die naam vereer. Amen. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie weer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw. Hy lei ons na U. Kom, o Skepper, Heer, lewendmakend Heer. Kom in al die volheid, kom in al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees U ook my trooster. Kom, o Skepper, Heer. O Heer, ons staan voor U gebroken. As mens verstaan ons nie meer, maar U stuur vir ons 'n leidsman trouw.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen. Amen. Gemeente, kom ons raak ook so persoonlik by onsself stil voor die Here. Wees ook welkom om soms so 'n liedjie in die agtergrond te speel, om ook nog verder die Here te loof en te prys. Kom ons bid saam.